Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. So vriende, hier is ons weer. Hier is ons weer in die stertkant van die derde vlaag van COVID en ek dink baie van ons nie, ek dink almal van ons is redelik opgewonde dat ons lewens weer so klein bietjie na normaal toe kan stadig maar seker weer terugkeer. Maar die groot vraag is, hoe lyk normaal nou weer? Dis crazy nie, is crazy as jy terugdink oor hierdie laaste 18 maande of so van die COVID pandemie en hoe die wêreld waarin ons onsself bevind heeltemal verander het en hoe ons lewens totaal verander het oor die laaste 18 maande en ek dink 'n spesifieke area waar veral ons as gelowiges hierdie verandering die akietste voel en ervaar is juis wanneer dit kom by ons lewe saam met God se mense. Ons lewe saam as die gemeenskap van gelowiges. En daar's baie dinge wat ons vir die Here voor kan dankie sê in die laaste 18 maande en die verstommende manier met innoverende wyse waarop ons nog steeds danksy tegnologie as die kerk by hoek of by kroeg kon by mekaar uitgekom het en ons prys die Here vir dit. Maar vriende, ek dink daar is 'n groot vraagstuk wat by baie van ons al vir 'n hele rukkie krap en wat swaar op ons rus. En dit is juis hierdie vraag, vriende, watter effek gaan hierdie pandemie van die laaste 18 maande hê op ons as die kerk wêreldwyd? Wat gaan die effek daarvan wees op ons in-persoon bywoning? Wheaton College in Amerika het onlangs 'n studie uitgebring. Die studie was getiteld gewees The COVID-19 Church Attendance Project, waar hulle meer as 600 verskillende kerke in 47 van die state in Amerika, hulle het oor 400,000 gemeentelede in daardie kerke het hulle hierdie survey mee gedoen en wat hulle in hierdie studie wat hulle bevinding was dat sedert Januarie 2020 tot Januarie 2021 is die in-persoon bywoning van gemeentelede in kerke het met 60% geval in daardie jaar. Dit beteken vir elke 10 mense wat in Januarie 2020 nog in persoon met hulle geloofsgemeenskap bymekaar gekom het, teen Januarie 21 was daar net 4 persone van daardie 10 wat nog steeds in persoon bymekaar kom. Nou dit was grootendeels natuurlik danksy of gegeewe die beperkings wat deur regerings daar ingestel was. Maar vriende, wat in internasionaal ons nou sien uitspeel en so ook in ons land en selfs hier ook in ons midde is dat selfs daar wanneer die beperkings, die restrictions gelig word, is daar nog steeds 'n afname in gemeentelede se in-persoon bywoning. Het sy dit is op Sondag by hulle Sondagdienste of selfs deur die week in hulle huisgroepe en daar's baie redes daarvoor. Daar's baie redes hoekom ons in-persoon bywoning gedaal het. Die obvious ding natuurlik is hoe baie mense maar nog steeds en dis fair enough nog steeds skrikkerig is vir COVID. Dan het jy die feit dat gegeewe al die tegnologie, dit maak dit baie mense, om eerlik te wees, het nou redelik gerieflik geraak met die feit dat hulle by hulle huis kan sit en hulle pyjamas kan sit en kan kerk hou. Dan is daar hierdie hele Afrikaanse gesegde van uit die oog, uit die hart. Jy weet wat gebeur, dat as jy mense nie face to face meer baie sien nie, dan wat gebeur is maar stadig maar seker raak jou begeerte ook minder om eintlik hulle meer en meer te sien. En dan verder is daar ook hierdie hele idee van dat ons as mense is gemaak dat ons gewoontes het en dat ons goeie ritmes in ons lewe het en daar wanneer daai goeie gewoontes en daai goeie ritmes so klein bietjie begin en stop soos wat gebeur heeltyd met lockdowns, dan is dit moeilik om weer in daardie ritmes in te kom. So daar's baie redes hoekom in-persoon bywoning nie net in die wêreld daar buite nie, maar selfs in ons midde so klein bietjie afgeneem het. Maar dit bly die geval. Ek dink hierdie observasie sien ons reg deur die wêreld en ons sien dit hier, vriende, by ons by Ligpunt, is dat na die eerste vlaag en toe nog soveel te meer na die tweede vlaag het ons in-persoon bywoning het afgeneem.
En dit is waaroor ons vandag wil gesels. Soos ek net genoem het, ons is besig met ons maak klaar met hierdie reeks, 'n woord op sy tyd. En vriende, hierdie is 'n woord wat ons glo ons nodig het om te hoor, juis in tye soos vandag. So hoor dit, Ligpunt, hoor dit. Ons het nodig as 'n geloofsgemeenskap om weer in persoon by mekaar uit te kom. Ligpunt, ons moet nie ons samekomste as 'n kerk verwaarloos nie. Ons het eerder nodig om in die krag van die Here weer, soos dit was, ons lewens te herkalibreer om die pulpunt wat God en sy mense is. Ons het nodig om dit te doen. Ons het nodig om opnuut te besef dat ons in persoon, fisiese samekomste, vriende, dit is nie 'n opsionele ekstra in die lewe van ons as gelowiges nie. Dit is absoluut noodsaaklik vir jou en vir my dat ons in persoon bly by mekaar uitkom as 'n kerk. En om ons aan te spoor tot hierdie woord, wil ons dit natuurlik sien uit God se woord uit, en dit is wat ons teksgedeelte vir ons vandag wil doen. Tel asseblief die blaadjie op daar voor jou as jy dit het, of as jy daar by die huis is, tel asseblief jou Bybel op, maar hou jou Bybel oop, dat ons kan sien dat dit is wat God vir ons in hierdie gedeelte in soveel detail vir ons vandag uitspel. Hebreërs 10 vers 19 tot 25, en laat jou oë sommer dadelik gaan na die heel laaste versie daar in vers 25. Want dit is juis vers 25 wat hierdie waarheid aan ons vandag wil kommunikeer. Vers 25 sê die skrywer van Hebreërs, sê God vir ons vandag, laat ons nie ons eie samekomste verwaarloos nie, soos sommige se gewoonte is, maar laat ons eerder mekaar bly aanmoedig. Hoekom moet ons nie ons samekomste verwaarloos nie? Hoekom moet ons bly by mekaar uitkom en mekaar aanmoedig? Wel, die teksgedeelte wil ons hiertot motiveer. 2 waarhede, vriende, in daai gedeelte wat ek wil hê ons moet sien. Ons gaan eerstens kyk na die voorreg wat gelowiges geniet, en daarna gaan ons saam kyk na die verantwoordelikheid wat gelowiges het. So kyk saam met my daar, hou jou oë daar vers 19 tot 21, die voorreg wat gelowiges geniet. Sien raak saam met daar, so vers 19 tot 21, vriende, is die skrywer, is die taal wat die skrywer daar gebruik, is vol van Oud Testament offersysteemtaal. Het jy dit daar gespot in daai gedeelte? Dis woorde soos bloed, en dit is woorde soos heiligdom, en tempelgordyn, en priester, en huis van God. Dis alles hierdie Oud Testament instellings van God in die Oud Testament, wat God juis ingestel het om in die eerste plek 'n baie belangrike waarheid aan sy eie mense te kommunikeer, maar deur sy mense was hierdie 'n waarheid wat God aan die hele wêreld wou kommunikeer, en hierdie is wat daardie Oud Testament instellings gekommunikeer het. Naamlik dat die Here, hy wat God is, dat hy heilig is. En dat die mens sondig is. En dat die enigste manier wat 'n sondige mense in 'n verhouding met 'n heilige God kan verkeer is daar 'n middelaar is. 'n Middelaar wat vir 'n sondige mense by 'n heilige God versoening kan bewerkstellig. Dit is die groot waarheid, vriende, wat die skrywer van die boek van Hebreërs reg deur Hebreërs hoofstuk 5, eintlik al van einde hoofstuk 4 af, al die pad in detail gekommunikeer het tot en met Hebreërs hoofstuk 9. Dit is al wat hy sy boodskap was vanaf hoofstuk 4 af tot by hoofstuk 9. Hy het die punt gemaak dat Jesus is die ware en die volkome en die enigste middelaar tussen 'n heilige God en 'n sondige mense. Sy boodskap in hoofstuk 5 tot 9 was dit, dat Jesus is die beter priester, wat in die beter heiligdom ingegaan het en homself as die beter offer gegee het ten einde 'n beter verbond tussen God en mense te bewerkstellig. Dit is wat ons in ons gedeelte daar in vers 19 en 21, wat hy hier ter opsomming weer in ons verse hierso gesê het.
Maar die fokus van daai versies daar, die regte klem in vers 19 tot 21 daai te doen met die ontsaglike voorreg wat ons, almal wat Jesus as ons middelaar nou het, wat ons geniet. Het jy dit daarso gesien? Wat die skrywer hierso sê is dat in kontras met die God se ou verbondsvolk, wat die gemiddelde Israeliet onder die ou verbond, daar was geen manier dat hy ooit in God se heiligdom self kon inkom nie. Net die hoëpriester kon een keer 'n jaar met ontsaglike baie moeite en met baie vrees, kon net die hoëpriester een keer 'n jaar in die heiligdom van God ingegaan het. Maar nou, sê die skrywer, ons broers, susters, die wat die naam van Jesus, hulle ouer broer bely, ons het nou die vrymoedigheid, sê hy, om in God se heilige teenwoordigheid te wees en daar te woon en daar te wandel. Nou as daar, vriende, as daar nou woorde is wat ek dink terme, woorde wat ek dink dit was ooit in enige van ons woordeskat gewees tot en met 18 maande gelede nie. Maar as ons nou is ons so moeg vir daai woorde, dan se terme is social distancing en lockdown. Wat natuurlik verwys na die afstand wat ons nodig het om met mekaar te hou sodat ons mekaar nie sal kontamineer nie. Maar vriende, die hart van die evangelie wat die skrywer van Hebreërs ons hieraan herinner, is dat dankie Jesus wat soos wat ons ook tevore reeds gebid het, danksy Jesus en dit wat hy gedoen het aan die kruis as ons offer in die verlede, vers 19 en 20. En dit wat Jesus in die hier en nou as ons priester vir ons doen, dankie Jesus as ons middelaarskap, danksy Jesus, is daar nou, sê die skrywer, nooit ooit weer social distancing tussen ons en God nie. Daar's nooit weer 'n lockdown wat jou en my van God af te skei, omdat ons daar so ver van God af moet wees nie. Ek en jy, sê die skrywer, het nooit nodig om maskers te dra by God nie. Ons het nie nodig om gesanitized ooit te word nie. Nee, daar's geen skeiding, sê hy, in ons verhouding met God nie. Daar's geen beperking nie. Niks belemmer ons nie. Nee, elkeen van ons kan danksy Jesus nou verhouding met God ten volle geniet. Ons het vrye toegang tot God toe. En ek wil vir jou vandag aanspoor, soos jy saam met ons hierso sit, vriende, hoor dit en glo dit. Elkeen van ons het die geleentheid vir so 'n vrymoedige verhouding met God. Elke liewe een van ons, dit maak nie saak wie jy is nie, kan nou in 'n up close and personal verhouding met die Here staan. Dalk sit jy vandag hierso, of dalk luister jy vandag in via YouTube en jy is nog nie 'n gelowige nie, jy is nog nie 'n Christen nie. Hoor asseblief dan in hierdie gedeelte wat die Bybel se diagnose is van elkeen wat nog nie 'n broer van Jesus, nog nie 'n suster van Jesus is nie. Die probleem, sê die Bybel, vriendin, vir jou, die probleem is nie dat jy nie na God toe wil kom nie. Die probleem, sê die Bybel, is dat jy nie na God toe kan kom nie. Dit is die diagnose. Jou sonde diskwalifiseer jou om na God toe te kan kom. God se heiligheid verhoed jou om na God toe te kan kom. Maar dank die Vader dat daar is hoop vir sondaars soos ek en jy. In Hebreërs 2 vers 9 tot 12 kom die skrywer van Hebreërs en hy sê vir sondaars soos ons, hy sê dat elkeen wat na Jesus se kruisdood kyk en wat Jesus se kruisdood ag en sien as die doodsvonnis wat hulle sonde verdien. Hebreërs 2 sê dat Jesus het maak sulke mense heilig. En dan sê Hebreërs 2 vers 11 en Jesus is nie skaam om sulke mense nou broers te noem en om hulle susters te noem nie. En dit is goeie nuus want ons gedeelte hierso sê in vers 19 dat die wat broers en susters genoem het nou vrymoedigheid. Hulle kan nou na God toe kom. Hulle het nou vrymoedigheid om in God se heiligdom te betree. Christen, as jy nog hierso sit en jy is 'n Christen, besef asseblief tog, dit is moontlik, nê. Dit is moontlik vir jou en vir my as Christene om in 'n versoende verhouding met God te wees, maar nog steeds nie
die volheid van daardie verhouding met God te geniet nie. Dit is moontlik vir jou en vir my as Christene om wees ons eie sonde, of van die verlede, of dalk van die hede, nog steeds te voel deur daai sonde so gekastei te word dat jou funksionele geloof maak dat jy nie eintlik vrymoedigheid het om in die aangesig van God te wandel nie. Julle sien vriende, dit is wat sonde doen. Sonde is 'n dief. Sonde beroof jou en my van ons vrymoedigheid by God. En dit is wat die duiwel doen. Die duiwel is 'n leenaar. En so wat die duiwel doen met ons as gelowiges, wanneer ons herinner word aan ons sonde van die verlede of van die hede, wat die duiwel doen is hy fluister in jou oor en hy sê vir jou, ja, besef dit, o sogenaamde Christen, jy is nie regtig eintlik welkom by God nie. God is nie regtig tevrede met jou nie. Wat die duiwel doen is hy fluister in ons as Christene se oor, hy herinner jou aan jou sonde, hy sê vir jou, jy moet besef dat God se geduld met jou gaan uitloop. En God se genade vir jou gaan op 'n stadium opdroog. Jy het nodig om dit te besef. Dis wat die duiwel vir ons sê. En indien dit jy is Christen en dit is dat jy begin daai stemme te glo, hoor dan vanoggend opnuut God se stem hier in hierdie gedeelte. Hoor hierdie woorde van vers 19 en 20. Vers 19 dat danksy Jesus se dood op die kruis en sy bloed wat jou bedek, het jy nou totaal en alle vrye toegang tot God. Daar is vers 20, hierdie nuwe en hierdie lewende weg wat reeds vir jou geopen is. Christen, glo dit. Daar is geen sondevlaag wat ek en jy teweeg kan bring, wat ooit weer social distancing en 'n lockdown tussen ons en God kan bewerkstellig. Niks nie. Niks wat jy kan doen, kan daai muur tussen ons en God ooit weer oprig nie. Maar baie belangrik, as dit is wat Jesus gedoen het, deur sy kruisdood, as dit is wat Jesus in die Here vir ons doen as ons priester, as Jesus het moontlik gemaak het vir jou en vir my om in 'n vrymoedige verhouding met God te staan, wel wat staan ons dan te doen? Wel dit is die res van die gedeelte. Dit is wat ek wil hê ons moet daarso sien in vers 22 tot 25. So hou weer jou Bybel byderhand of die teksgedeelte byderhand. Vers 22 tot 25. Ons het gekyk na die gelowiges se voorreg of die voorreg wat gelowiges geniet. Nou kyk saam met my hier in vers 22 tot 25 die verantwoordelikheid wat gelowiges het. Hier in die tweede helfte van ons gedeelte sien ons kom die skrywer en die skrywer gee hier vir ons as gelowiges 3 opdragte. Hy gee vir ons hier 3 verwante opdragte. Die eerste een is daar in vers 22 en ek wil dit vir ons lees. Kyk saam met my. Die skrywer sê, Christen, broer, suster, laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart, in volle geloofsekerheid met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete en ons liggame gewas met skoon water. So die logika is redelik eenvoudig. Hy het gesê in vers 19 dat danksy Jesus het ons vrymoedigheid om die heiligdom in te gaan, vers 19. Hy het gesê vers 20 dat Jesus het vir ons 'n nuwe en 'n lewende weg oopgebaan en so vers 22 sê hy nou vir ons daarom, laat ons daarom ingaan. Die skrywer sê vir jou en vir my Christen, maak volle gebruik van die voorreg wat jy reeds het. Hy sê vir ons Christen, moenie deur die lewe gaan waar jy so bewus is van jou eie sonde en jou tekortkominge, waar jy luister vir die leuen van die duiwel en waar jy aanhou dink ek is in die dogbox by God nie. Hou op om dit te doen, sê hy vir jou en vir my. Hou op om te dink dat jy het weens jou eie sonde Christen nodig om jou afstand te hou van God af. Want jy is eintlik nie goed genoeg en eintlik welkom en eintlik reg om by God te wees nie. Die skrywer sê hou op daarmee. Nee, trek eerder nader, sê hy. Lê in met al jou gewig, sê die skrywer, in hierdie verhouding met God. En kom na jou God toe, sê die skrywer. Kom na hom toe, hoe?
Wel kyk saam met daar in die vers, kom na hom toe met 'n opregte hart. Met ander woorde, ja, jy het nog steeds sonde, so jy kom en jy neem eienaarskap van jou sonde. Jy verdraai dit nie, jy maak nie asof dit daar is nie, jy kom met jou sonde, met opregte hart, jy own jou sonde, jy neem eienaarskap daarvan, maar jy kom na die Here toe met dit. Jy kom na hom toe met dit. En soos wat jy kom, kom jy met geloofssekerheid. Jy sien, jy kom na die Here toe met jou sonde en jy weet hy gaan jou nie verwerp nie. Jy weet hy gaan jou nie verdoem nie. Jy is sy kind. En so jy kom na hom toe. En jy kom na hom toe, sê die skrywer daar in die res van ons vers 22, en jy kom daar juis met geloofssekerheid, want jy weet dat Jesus se bloed het jou reeds skoon gewas. Hy het jou reeds skoon gewas van jou sondeskuld, en so jy's altyd welkom, en so jy kom. Die ding is, vriende, ons het nodig, ek en jy as Christen het nodig om in ons verhouding met God te dink, soos aan die beste huweliksverhouding daar buite. Hoe lyk die beste van huweliksverhoudings? Dit is inderdaad interessant hoe beide die Ou en die Nuwe Testament praat, van ons verhouding met God, as deur die prentjie van 'n huweliksverhouding te gebruik. En die beste van huweliksverhoudings is 'n verhouding waar daar diep intimiteit is, tussen 'n man en 'n vrou. Dit is hoe 'n gesonde huwelik lyk. 'n Huwelik waar daar hierdie noue band tussen 'n man en 'n vrou is, waar daar totale openhartigheid is. Daar's totale eerlikheid met mekaar. Hulle is onbeskaamd by mekaar, heeltemal gemaklik met mekaar. En hulle het hierdie diep noue band, 'n man en 'n vrou, nie omdat albei van hulle perfek is nie omdat hulle nooit foute maak nie omdat hulle mekaar nie seer maak nie. Hoekom is hulle so intiem? Wel, die rede is want hulle beleef in hulle verhouding 'n diep sekuriteit. Gesonde huwelike is daar 'n diep sekuriteit tussen die man en die vrou. Hulle weet, albei van hulle is ten volle oortuig dat hulle is 100% vir mekaar. Hulle is ten volle committed aan mekaar. En die man en die vrou weet dat wanneer hulle, nie as hulle nie, wanneer hulle droog maak, wanneer hulle foute maak, gaan die ander party hulle nooit verwerp nie. Hulle gaan dit altyd uitsort, hulle gaan altyd hulle vergewe, hulle gaan nooit daai foute teen hulle hou, dit weer opbring nie. Hulle gaan dit as dood. Dit is hoe gesonde huwelike lyk. Dit is hoe gesonde huwelike blom en floreer. En vriende, so is dit ook in ons verhouding met God. O Christen, hoor, Christen, jy wat hoop in Jesus, jy wat in die verlede gehoop het in Jesus en nou steeds hoop in Jesus, kan ek jou uitnooi, gaan weer na jou God toe. Gaan na hom toe met al jou sonde, gaan na hom toe met al jou foute, al jou tekortkominge, maar gaan na hom toe. Die manier wat jy na hom gaan is, jy gaan in gebed na hom toe, maar gaan weer na hom toe. Want by hom is jy welkom. By hom is jy veilig. Jy sal nooit na God toe gaan en by hom hoor, ek het nou genoeg van jou gehad nie. Jy sal nooit na God toe kom en by hom hoor, ek sal jou nooit daarvoor kan vergewe nie. Hy sal dit nooit vir jou sê nie. So jy kan na hom toe gaan. Gaan na hom toe en soos jy gaan, doen dan daarso vers 23. Dis die tweede opdrag vir die skrywer vir ons gee. Kyk daarso die tweede opdrag. In vers 23 sê hy, ek lees dit vir ons, die skrywer sê, laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Julle sien vriende, dit is nie net ons sonde wat ons as Christene kan belemmer van 'n vrymoedige verhouding met God nie. Die ander ding wat ons ook kan belemmer van daai verhouding met God is swaar kry. En dit is eintlik die konteks van die hele boek van Hebreërs. Die boek Hebreërs was geskryf vir 'n oorspronklike gehoor van Christene wat juis ontsaglike vervolging deurgegaan het. Hulle het swaar gekry, hulle was verdruk in die samelewing en verwerp in die samelewing. Baie van hulle het daaraan gedink om net die handdoek op te gooi. En so die skrywer reg hierdie boek is regtig eintlik besig om hierdie punt te maak wat ons in vers 23 te sien. Die skrywer sê hier vir hulle, maar ook vir ons, hy sê Christen, hou vas aan jou belydenis, dat Jesus jou koning en jou verlosser is,
In die midde van swaar kry, hou vas daaraan. Moenie handdoek ingooi nie. Hoekom nie? Want hy wat beloftes aan jou gemaak het, is getrou. Hy is getrou, so jy kan vashou. So dink terug weer aan ons prentjie van 'n huwelik. Dink op daai troudag, wat die man en die vrou daar so staan, waar 'n man en 'n vrou hulle beloftes aan mekaar maak, en soos in die movies daar buite, dan sê hulle, in sickness and in health till death do us part, en dit is death do us part, en daar's hierdie pragtige beloftes wat 'n paartjie op hulle troudag aan mekaar maak, en dit is mooi woorde, maar ongelukkig baie keer in ons samelewing is dit leefwoorde. Sodra dinge begin taaf gaan, sodra dinge nie heeltemal lekker uitwerk nie, en is swaar en is moeilik, dan kies ons die hasepad, so baie kere in ons huwelike. Maar vriende, nie so met God nie. God sal dit nooit doen nie. Dit is treffend wanneer God sy verbond maak met Israel in die Ou Testament, in Deuteronomium 31 vers 8. En wanneer die skrywer van Hebreërs presies daai selfde woorde in Hebreërs 13 vers 5 aanhaal, dan sê God op die troudag met sy mense, dan sê God die volgende woorde, Hebreërs 13 vers 5, I will never leave you. I will never forsake you. En vriende, ek en jy kan 100% weet dat God is getrou aan sy beloftes. Hy sal ons nooit leave of forsake nie. En die rede hoekom ek en jy dit kan weet, want hy was selfs bereid om sy eie geliefde seun te leave en te forsake aan die kruis ten einde getrou te bly aan hierdie beloftes wat hy in sy verhouding met jou en met my gemaak het. En so Christen, hoor dit vandag. Waar ook al jy jouself tans mag bevind, dalk het jy nodig vandag om hierdie woorde van vers 23 weer te hoor. Ek weet nie wat is die swaar kry in jou lewe tans nie. Dalk is dit dat jy swaar kry met betrekking tot jou fisiese gesondheid. Dalk is dit dat jy finansiëel baie klippe kou. Dalk is dit dat jy's vasgevang in sonde en in slegte patrone wat jy nie kan uitkom nie. Dalk is dit met jou verhoudings met baie van jou vriende en jou familie en geliefdes wat klippe kou. En wat al daai swaar kry doen is, vriende, dit vreet jou en my hoop in Jesus so maklik weg. En as dit jy is, hoor vandag hierdie aansporing vir jou wat die skrywer in ons maak. Hy sê hou vas. Hou vas. Hou vas aan Jesus. Hou vas aan jou hoop in Jesus. En hierdie is hoekom jy kan vashou, want hy hou baie stywer vas in jou as wat jy ooit in hom kan vashou. Hou in hom vas. Hy sal jou nie leave nie. Hy sal jou nie forsake nie. Dit bring ons by die laaste opdrag daar, vriende. Kyk saam met my in vers 24. Die skrywer gaan aan en hy sê vir jou en vir my, vers 24, laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Jy sien, die ding is, die fout wat ek en jy kan maak en wat so baie moderne Christene maak, is dat ek en jy kan dink dat hierdie vrye toegang, vrymoedige verhouding wat ek en jy met God kan geniet, is 'n ek en God ding op my eie. Maar vriende, dit kan nie wees nie. Jy sien, sonde in ons en swaar kry om ons is net sulke sterk vyande dat ek en jy kan nie in hierdie verhouding ding met God funksioneer op ons eie nie. Ons kan nie. Ons het ander nodig. Kyk aan vers 24. Ons het medegelowiges nodig wat ons kan aanspoor tot liefde en wat ons kan aanspoor tot goeie dade. Liefde tot God, liefde tot ons medemens. Ons het ander nodig om ons te kan aanspoor tot dit. Ons het ander nodig wat ons kan aanspoor tot goeie dade wat God gaan verheerlik en wat tot voordeel gaan wees van ons medemens. Daai woordjie daarso aanspoor in die King James ou vertaling is dit die woordjie provoke. Let us provoke one another, sê hulle. En die NIV is dit die woordjie spur one another on. Wat is
'n spur. Dit is natuurlik dis nie die plek waar jy gaan eet nie, dis daai metaalgoeders wat ouens wat perde ry agter op hulle hakke het. Dis 'n spur wat jy die perd mee aanspoor. Dit is waar die woord aanspoor vandaan kom, van die Nederlands af, en 'n spoor is die ding wat jy die perd mee aanwakker, sodat die perd sal doen wat hy moet doen. Hou daai prentjie in jou koppe, vriende, want dit is wat kerk is. Dit is wat ons behoort te doen. Ons is saam met mekaar, sodat ons mekaar kan aanspoor, sodat ons harte se eerste liefde God en ons medemense sal wees, en ons spoor mekaar aan tot dit. Sodat ons lewens sal lewe op so 'n manier wat ander sal bless en wat God sal verheerlik, en ons spoor mekaar aan tot dit. En vriende, baie belangrik dan, en hoor asseblief tog mooi, nou kom ons by vers 25. Dit is, vriende, hoekom vers 25 ons nie ons samekomste as die kerk mag verwaarloos nie. Dit is hoekom ons moet aanhou by mekaar uitkom om mekaar aan te moedig. Hoekom? Want, hoor mooi, want vir jou en vir my om 'n vrymoedige verhouding met God, vers 19 tot 21 te kan hê. 'n Intieme verhouding, vers 22. 'n Standvaste verhouding met God, vers 23. 'n vrugdraande, oorvloedige verhouding, vers 24. Vir ons om so 'n tipe van verhouding met die Here te kan hê, het ons vers 25 gemeenskap van gelowiges nodig. En so ligpunt kan ek gun my die geleentheid om net vir 'n oomblik ons dus aan te spoor. Ligpunt, kom ons in hierdie nuwe seisoen en prys die Here dat ten minste vir nou is hierdie 3de vlaag van COVID besig om te sak. Kom ons wees verantwoordelik en kom ons wees versigtig en kom ons kyk uit vir ons eie, maar ook vir mekaar se fisiese gesondheid. Maar asseblief, ligpunt, kom ons wees meer besorgd oor ons geestelike gesondheid. Asseblief. Soos wat ek met baie van julle gesels het oor die laaste tyd, hoor ek storie op storie van ligpunter wat sê dat die laaste 18 maande was nie goed vir jou en vir ons verhouding met die Here nie. Maar ons 'n mate waarin ek en jy nie te veel moet uitgefreek wees daaroor nie. Dit is wat gebeur as jy isoleer. Isolasie van ander gaan jou en my verhouding met die Here op 'n negatiewe manier beïnvloed. En dit is vir daardie rede, kyk na ons teksgedeelte, lees dit van agter af vorentoe, dit is vir daardie rede hoekom ons nodig het om by mekaar uit te kom, vers 25, en mekaar aan te moedig, sodat ons vers 24 mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade, sodat ons mekaar kan help, vers 23, om daardie beloftes van God te aanhou te hoor en dat ons mekaar kan help vashou in die swaar tye daaraan, sodat ons vers 22 mekaar saam met ons kan sleep, dat ons almal nader in 'n intieme verhouding met die Here, vers 22 kan wandel, en dit alles vers 19 tot 21, sodat ons mekaar heeltyd herinner aan Jesus. Sodat ons heeltyd mekaar herinner in die gospel wat Jesus gedoen het aan die kruis, hoe Jesus nou as ons priester en koning oor ons regeer en vir ons intree. Vriende, dit is hoekom kerk daar is. Dit is hoekom God dit ingestel het. Ek en jy kan nie 'n verhouding met hom hê, regtig, deur die sonde en die swaar kry, behalwe as ons saam met mekaar gaan wees nie. Julle sien, vriende, prakties gesproke, is jou en my geestelike vernuwing is eintlik bitter eenvoudig. Kyk saam met daar in vers 25. Moet dit nie mis nie. Die skrywer sê die verwaarlosing van die samekomste van die gemeente is sommige se gewoonte. Nou die amazing ding van gewoontes is dat ek en jy kan slegte gewoontes kan gebreek word en goeie gewoontes kan weer aangeleer word. Dis 'n wonderlike ding van gewoontes. En so kom ons doen dit. Kom ons doen dit, ligpunt. Kom almal van ons opnuut. Kom elkeen van ons commit weer aan die Here, aan onsself en ons commit aan mekaar dat ons nie ons Sondag samekomste gaan verwaarloos nie.
Nou ons is hard besig om te dink aan kreatiewe maniere wat ons meer van ons in persoon op Sondag hier kan kry. Maar kan ek jou aanspoor, Ligpunter, kom ons staan tou om te RSVP om hier op Sondag te wees. Soos wat elkeen van ons vir 8 ure gaan staan het by Clicks en Dischem om 'n vaksin te kry. Hierdie is belangriker. Kom ons staan tou om hier te kan wees. Baie kere dan sê ons vir mekaar, ons weet nie lekker hier in die Weste, hoe gaan dit ooit lyk vir ons om 'n klein bietjie te suffer vir ons verhouding met die Here nie. Wel, hier is 'n manier. Kom op 'n Sondag, as 100 plekke buite, kom kry so klein bietjie koud vir Jesus. Ons kan 100 van ons buite kry, en wanneer hulle dit gaan verder oopstel, dan kan ons 200 buite kry. Kom ons doen dit, en ons sit hier onder die bome, is actually nie suffering, is actually amazing. Maar kom ons doen dit, kom ons commit weer dat ons op Sondag by mekaar gaan kom, want ons het dit nodig en ander het dit nodig. Vriende, kan ek ons nooi, selfs met terug op Sondag, kom ons kom vroeër. Kom ons kom soos in die goeie ou dae 'n halfuur voor die tyd saam, sodat ons koffie kan drink. Kom ons bly 'n halfuur na die tyd, sodat ons kan tyd spandeer met mekaar, sodat ons weer mekaar kan bemoedig en te kan aanmoedig. Kom ons commit weer opnuut tot dit. En Ligpunt, kom ons commit aan die Here en aan onsself en aan mekaar dat ons weer by ons Ligpunt gesinne gaan uitkom. Religious gatherings is weer toegelaat tot en met 50. Soos jou Ligpunt gesin onder 50 is, kan jy hom hou. Kom by jou Ligpunt gesin uit. Kom ons doen dit weer. Kom ons almal herkalibreer weer. Kom ons recommit en kom ons wees weer betrokke. Kom ons wees weer gereeld in die gemeenskap van gelowiges daar by ons Ligpunt gesinne. Kom ons vind geleenthede en maniere wat ons in die coffee shops en in die restaurante by mekaar uitkom. Dit is 'n amazing tyd en 'n plek waar ons kan saam sit met iemand in jou Ligpunt gesin of iemand in die kerk en by wyse van vriendskap mekaar te disipel en die Bybel selfs oop te maak en 1 tot 1 saam Bybel te lees daar soos wat jy 'n lekker koffie geniet. Kom ons doen dit weer opnuut. En laaste ding, vriende, kom kamp saam met ons. Kom kamp saam met ons. 19 tot 21 September gaan ons kamp met ons tussengolwe kamp saam. Nuwe venue, dit lyk awesome. Daar's al reeds 'n magdom van ons wat opgeteken het. Kom ons kom by mekaar uit sodat ons ou vriendskappe weer kan hervat, sodat ons nuwe verhoudings en vriendskappe weer kan smee. Maar vriende, kom ons kom by mekaar uit. Jy het dit meer nodig as wat jy dalk besef. En die ander het jou meer nodig as wat jy ooit mag besef. Kom ons kom by mekaar uit. Ek wil hiermee afsluit. Vriende, ek wil afsluit. Hou julle Bybels oop, baie teksgedeelte. Ek wil afsluit met die laaste woorde van die laaste vers daar in vers 25. Die skrywer eindig hier die gedeelte soos wat hy sy gedeelte begin het, naamlik met Jesus. Jy sien in vers 19 tot 21 het hy begin deur ons te herinner aan Jesus se verlossingswerk in die verlede en in die hede, en nou kyk hy vorentoe na Jesus se finale verlossingswerk, wanneer Jesus eendag gaan terugkom. Hebreërs 9, einde van Hebreërs 9 vers 28 maak dit duidelik dat wanneer hy hier praat van Jesus, die dag wanneer Jesus terugkom, praat hy daarvan, dis die dag wanneer Jesus sy mense gaan kom verlos. En so Ligpunt, ek wil ons roep, kom ons rig ons oë op daai dag wanneer Jesus gaan terugkom. Wanneer Jesus gaan terugkom, gaan jou en my verhouding met God perfek wees. Daai dag gaan ek en jy geen meer sonde en swaar kry hê nie, so ons gaan 100% vrymoedigheid by die Here hê. En wanneer Jesus gaan terugkom, gaan daai verhouding wat ek en jy met die Here gaan hê, gaan ten volle intiem wees. En op daardie dag gaan ons verhouding met die Here perfek standvastig wees en dit gaan oorborrel van liefde en goeie dade. So kyk en wag vir daardie dag wanneer Jesus gaan terugkom. Maar tot en met daardie dag, vriende, het ek en jy mekaar nodig. Ons het mekaar nodig tot daardie dag toe. So vers 25, laat ons nie ons samekomste verwaarloos nie, maar eerder bly saamkom en mekaar bly aanmoedig. Kom ons bid saam.
Vader, ons wil vir U loof en prys vanoggend vir U seun, ons offer, ons priester, ons middelaar. Jesus, ons wil vir U dank dat ten spyte van ons sonde, ten spyte van die duiwel se probeerslae en van gebrokenheid in hierdie wêreld, Here, is ons verhouding met U veilig en is daar soveel meer in hierdie lewe reeds van daai verhouding wat ons kan geniet. Ons loof en ons prys U daarvoor, Here, en ek bid en ek wil vir U dankie sê, Here, vir die uitvindsel, vir die geskenk wat die gemeenskap van die gelowiges. Here, dankie vir broers en susters wat U in ons lewens plaas om ons oë op Jesus te hou en om ons te help soos wat ons agter Jesus aanstap. En Here, ek bid, Here, dat soos wat hierdie derde vlaag besig is om tot 'n einde te loop, Here, dat U 'n nuwe werk in ons harte en in ons ligpunt gesinne en in ons gemeente teweeg sal bring. Bring herlewing, Here. Ag Here, bring ons terug na daai plek waar ons so na as moontlik aan die hemel kan proe nou saam met die mense. Here, doen daai werk in ons. Here, ons sien uit om te sien hoe U daai werk gaan doen. Ons loof en ons prys U in Jesus se goeie naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.